dierbaar is. Kerk van die Here, laat ons net ons oë toemaak vir 'n oomblik, omdat dit die grootste gedeelte is van ons diens. Vader, ek kom vanmôre na U toe, liewe Here. Here, vanmôre het U Gees vanmôre in ons midde uitgestort, liewe Here. Baie dankie, liewe Here, dat U ons kom besoek het. En nou, liewe Here, gaan U praat deur U woord. Vanmôre, liewe Heer, voel ons so klein voor U, liewe Heer. Want ons weet U het hemel en aarde geskape. Toe U elkeen van ons skape het U vanmôre U asem binne ons geblaas, liewe Heer. Kom gebruik my vanmôre, liewe Heer, as 'n instrument van U af, liewe Heer. Nie vanmôre, liewe Heer, om ons gesien word nie, maar ons besef vanmôre U genade oor ons lewens vanmôre, liewe Heer. Kom, liewe Heer, laat elke oor, liewe Heer, wat die woord hoor, dat U, liewe Heer, die hart van die mens vanmôre bedring, liewe Heer. Elke gedagte, liewe Heer, neem U dit dan vanmôre gevange, liewe Heer. Dat U woord vanmôre spreek, liewe Heer. Want as die woord wat die wapen is, liewe Heer,
toe U in hierdie week praat met my oor hierdie woord, liewe Heer, voel dit so, liewe Heer, dat dit 'n bedroefde tyd is, wat ons in ons lewe, liewe Heer, want as ons rondom ons kyk, liewe Heer, sien ons, liewe Heer, die tekens van U, wat U in hierdie woord in verklaar, liewe Heer. Kom, neem my weg vanmôre van die toneel af, steek my so weg onder die ou ruwe kruis, trek 'n bloedlaar oor elkeen van ons, liewe Heer, want dit sal hoor, liewe Heer, elke demoniese mag, liewe Heer, wat manifesteer vanmôre, neem U dit dan vanmôre uit ons midde, laat ons vanmôre U woord kan hoor, liewe Heer, laat dit sag val op ons ore, liewe Heer, en laat ons harte dit vanmôre inneem. Kom sê ons dankie daarvoor, liewe Heer, in Jesus naam, amen. Nou vanmôre begroet ek die gemeente, vanmôre begroet ek vir pastor, juffrou, en ek begroet die band vanmôre, begroet vanmôre die vyfvoudige bediening, maar Meg, maar Beatrice, elke apostel in ons midde, evangelis, die diaken, die blomtuin van die Here, elkeen wat vanmôre hier is in ons midde. Vanmôre, liewe gemeente, u kan u Bybel oopmaak by Romeine 8. Romeine 8 vanaf vers 14. Dit sal die boodskap wees wat vanmôre uitgaan. Nou vanmôre die Romeinse volk is 'n brief geskryf aan Paulus. Paulus skryf hierdie brief aan hulle en Paulus maak melding op die Heilige Gees. En vanmôre toe ek daar sit, toe gewaar ek 'n magtige krag van die Heilige Gees, wat vanmôre in ons midde is, wat vanmôre tussen ons wandel, wat vanmôre saam met ons wil intiem wees, wat vanmôre saam met ons wil persoonlik wees. 'n intieme tipe van Heilige Gees, wat vanmôre wandel in ons midde. Die gedeelte uit Romeine skryf Paulus en hy maak melding van die Heilige Gees 21 keer. Dis die grootste gedeelte in die Bybel wat daar geskryf word vanmôre oor die Heilige Gees. Hy maak melding en hy sê vir die Romeine vanmôre in Romeine 8 vanaf vers 14. En as jy vanmôre hier is, dan moet jy dit vir jouself ook sê. Paulus skryf hierdie gedeelte aan die Romeine en hy sê vir hulle, Romeine 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, as kinders van God. Vanmôre staan ek stil by hierdie gedeelte aan hoofstuk 14 as hooftema van hierdie gedagte. Hierdie gedeelte van Paulus leer my iets. Dit sê vanmôre vanoggend vir my pastoor, ek wat myself 'n kind van Jesus noem, hoe kyk ek besonders na myself? En hierdie hooftema sê, is jy 'n kind van Jesus of is jy 'n slaaf van Jesus? Vanmôre kyk jy na jouself en dit van my besonders terug na hierdie gedagte toe. Die TV-program wat destyds afgespeel het met die naam van Big Brother, waar mense in 'n vertrek gesit word en binne aan hierdie vertrek word daar kameras op hulle gesit. Hierdie kameras wat op hulle afspeel, het 'n besonderse oog oor hulle. Hierdie oog kyk besonders na die mense se lewens. En as ons vanmôre na ons kerk ook kyk, het ons kameras binne in ons kerk. En hierdie kameras kyk besonders na wat ons binne in ons kerk kan doen. En so speel hierdie gedagte ook af binne in die Romeinse volk. Paulus sê daar word gekyk na julle. Daar is 'n arendsoog op julle lewe. Die arendsoog wat op julle lewe is, maak soms dat julle voel dat julle nie van die Here af is nie. Hierdie arendsoog wat op julle is, maak soms dat dit voel dat julle teruggetrokke raak van die Here af. En dit kom by hierdie gedagte, as jy dan 'n kind van die Here of is jy dan 'n slaaf van die Here? Nou Paulus skryf die gedeelte en hy sê vir die Romeinse volk, julle wat julle self kinders van die Here noem, hoe beleef julle hierdie God wat julle aanbid? Beleef julle hierdie God besonders as julle Vader of hierdie God as iemand wat net toesien oor julle lewe?
Hoe ervaar julle hemelse meester vanoggend? Ervaar julle hom as iemand wat daar is vir julle in julle nood? Of ervaar julle hom as iemand wat 'n kamera op jou gerig het? Wat 'n arendsoog op jou het? Ervaar julle hom as iemand wat vanmôre daar is om dalk vir jou uit te vang? Iemand wat besonder na jou lewe kyk en kyk wat jy dalk fouteer. Hoe ervaar jy vanoggend hierdie God wat in ons midde is? Die Heilige Gees is vanmôre uitgestort oor elkeen van ons lewens. Vanmôre gaan die gedeelte verder en Paulus skryf dit, hy sê, soos ek hom beleef het in my tyd, soos ek beloof het. Beleef Paulus die gedeelte, hy sê, ek beloof die Here as my Vader, as my Pa, as iemand wat vooruitgaan in my lewe. Iemand wat my kan aankleef en iemand wat intiem kan gaan met my oral dit wat ek doen. Die keuses wat ek maak, die lewe wat ek lewe, dit wat ek beleef is vanmôre van die Vader af. Kinders, vanmôre sê hier is en jy beleef dit in jou lewe dat die Here Jesus jou Vader is. Sal jy sien die Here wil nader na jou kom. Hy wil by jou wees. Hy wil alles saam met jou deel. Dit wat hy deurmaak vanoggend is te midde van hom, omdat hy reeds vir jou die Heilige Gees nagelaat het. Ons kom van 'n Pinkstertyd af, wat hier gesaai was. As ons kyk na die landbouer vanoggend, hy het die saad binne in die grond gesit, en hy kom uit, en hy kyk, en hy wag vir die reën wat op pad is. So is ons ook as gelowiges. Ons kom van Pinkster af en baie het binne ons lewens gesaai. Ons het gekom na Pinksterdienste toe en baie het die woord binne ons midde uitgespreek. En die woord is 'n saadjie wat binne ons midde gelos is. En daai woord gaan eendag iets opbring. Jy gaan wag vir hierdie tydperk. Hierdie seisoen wat jy nou in is 'n winterseisoen, is 'n koue seisoen, is 'n moeilike seisoen, is 'n harde seisoen. Maar jy moet wagtend wees, want die Here jou Vader gaan vir jou vanmôre deurkom. Jy kan nie 'n kind van die Here is en ook 'n slaaf van die Here is nie. Jy kan nie 'n kind wees en 'n slaaf wees vir jou Vader nie. Jy moet 'n kind wees, omdat jy 'n kind is, doen jy die wil wat die Vader wil hê jy moet doen. Jy doen nie dit omdat jy 'n slaaf is nie. Ons lewe nie meer in slawerny nie. Ons was lankal uitgeneem uit slawerny uit. En dis hoekom ons kinders van die Here is. Omdat ons kinders van die Here is, doen ons die wil van ons Vader. Ons Vader wil ons optel. Dierbaar is ons Vader wil vir ons gee wat hom toekom en die belofte wat hy aan elkeen van ons het. Ons Vader begeer van ons af om altyd naby aan hom te wees, om altyd intiem met hom te wees, om altyd by hom te wees, om altyd te luister na hom. Nou Paulus gaan verder, hy sê, wat is jy as jy dan dink dat jy 'n kind van die Here is? Dan lewe jy mos as volg. Jy as kind van die Here lewe dan net as 'n baas en 'n slaaf motief. En die baas en die slaaf motief is die agtervolgende mentaliteit wat ons as mense in ons lewens het. Die baas en die slaaf motief is, ek doen en dan hoop ek die Here gaan my gee. Ek doen en ek hoop en die Here gaan my gee. Die baas en die slaaf motief maak dat mense sê, ons is die agtergedrewenes van hierdie wêreld. Die baas en die slaaf motief maak dat daar 'n tradisie groei, laat sekere mense net in sekere areas moet lewe. Die baas en die slaaf motief skep 'n mentaliteit, even by ek en u, wat kinders is van die Here, laat ons in die agtergedrewenes moet bly, laat ons teruggetrokke moet wees. Die baas en die slaaf motief moet uit ons uitgeskep word, want ons is kinders van die Here, ons is kinders van die koning, ons is kinders van die Here, en ons het hom aangeneem. Hierdie baas en slaaf motief moet uit jou lewe uitgeskik word, sodat jy kan besef, jy moet die wil van die Vader doen. Sodra jy hierdie wil gaan doen, gaan die Here jou optel, hy gaan jou red,
Hy gaan, soos hulle sê in Jeremia, 'n hoopvolle toekoms het vir elkeen wat in sy naam glo. Hierdie mentaliteit moet uit ons lewens uitgebreek word. Ons kan nie meer lewe in die mentaliteit van die slaaf en die baasie. Die slaaf en baas mentaliteit moet vanmôre gebreek word. Die slaaf en baas mentaliteit moet vanmôre uitgesit word. Die slaaf en baas mentaliteit moet vanmôre uitgedryf word. Dit moet vanmôre uit hierdie huis uitgaan. Daar sal nie weer 'n slaaf en baas mentaliteit in hierdie huis in wees nie. Want Paulus sê vanmôre vir ons en kinders hoor dit. Hy sê ek hoor hoe kinders van die lewe en kinders van die Here worstel. Paulus sê hy hoor hoe hulle in pyn gedrompel is. Paulus sê hy hoor hoe hulle deur siektes gaan. Paulus sê hy hoor hoe hulle deur verlies gaan. Nou as jy die slaaf en baas mentaliteit in jou lewe het, dan gaan dit nie goed gaan met jou nie. Jy het 'n slaaf agtergrond binne in jou en die Heilige Gees is reeds oor jou uitgestort. Want Paulus sê, julle het dan vir julle laat doop. Julle het dan die Here aangeneem, maar die mentaliteit wat op julle rus, gaan maak dat julle agtertoe gaan. En hierdie mentaliteit gaan maak dat julle in armoede verdrom was. Hierdie mentaliteit moet uit julle uitkom, sodat julle wat kinders van die Here is, wat gedoop is, wat gered is, wat sê julle glo aan hierdie koning, wat sê julle sal niks doen sonder hom nie, wat sê julle sal alles doen te midde van hom. Maak nie saak of ek 'n brood het nie, maar ek glo aan die Here. Maak nie saak of ek nie dit kan doen nie, maar ek glo aan die Here. As julle wat sê en julle wat die wil van die Vader gaan doen, laat die baas en slaaf mentaliteit uit julle uitkom. Want wat gaan gebeur? Hierdie baas en slaaf mentaliteit gaan nie net vir jou aanraak nie. Dit gaan jou nageslag aanraak. Jou nageslag gaan ook binne aan hierdie selfde mentaliteit gedrom word. En wat gaan ons hê? Generasie van gelowiges wat agteruit gaan. Generasies van generasies, gelowiges, hulle nageslagte, hulle wat hulle agtervolg het, hulle gaan agteruit gaan as gevolg van hierdie mentaliteit wat binne in ons in lewe. Paulus sê verder en hy sê, hoor my mense van Romeine, julle het dalk gepraat oor hierdie groot baas. Hierdie groot baas wat gereeld sy sweep uitdal. Hierdie groot baas wat gereeld pak slag gee. Nou gelowiges vanmôre hoor ons hierdie woord. En hierdie woord het 'n bangheid by ons gebring. Die bangheid wat in hierdie woord is, het 'n slaaf teenwoordigheid binne in ons gelaat. En Paulus skryf die gedeelte in Romeine en hy sê vir hierdie Romeinse volk, julle het bang geword. Julle het ontsteld geword. Die rede hoekom julle bang en ontsteld geword het, as julle is bang, die Here gaan dalk sê jy's 'n teleurstelling. Die Here gaan dalk sê as gevolg van die mentaliteit wat jy het, dat jy's bang dat jy die Here gaan kwaad maak. Dis hoekom dit so lank vir ons neem om by die Here uit te kom. Dat het vir my meer as 30 jaar geneem om by die Here uit te kom. Dat het vir my so lank geneem as omdat hierdie mentaliteit binne in ons is. En hierdie mentaliteit maak dit lank vir mense om na die Here toe te kom. Kinders moet al na die Here toe gekom het aan hulle vroeë stadium van hulle jeug. Want dis wat die woord sê, dien hom terwyl jy jonk is, voordat die moeilike jare gaan begin. Voordat die swaar kry jare gaan begin. Dien die Here terwyl jy nog in jou jonkheidskap is. En dit is wat maak dat die baas en slaaf mentaliteit maak. Nou het ons gelowiges, hulle is in die kerk, hulle is gelowiges, die baas en slaaf mentaliteit het saam met hulle gekom. En die baas en slaaf mentaliteit dring deur na hulle nageslagte toe. En dit maak dit moeilik as ons kyk na die kerk van vandag. En Paulus skryf dit en hy sê, as ons kyk, dan raak ons as gelowiges en die wat saam met die Here geassosieer is, raak ons ongemaklik. Ons is binne in die kerk, maar ons wil nie meer met die Here geassosieer is nie. Hierdie mentaliteit maak ons bang,
van die mense daar buite gaan praat van ons, die mense daar buite gaan iets sê van ons, en hierdie mentaliteit maak, dat mense terugsit. Mense word opgeroep om sekere take te verrig, maar mense sit terug. Mense word opgeroep om sekere dinge te doen, maar mense sit terug. Mense word opgeroep om sekere plekke na toe te gaan, en mense sit terug. Hierdie baas en slaaf mentaliteit maak, dat tot hulle, wat in die hoogste gesagte is, hulle sit ook terug. Die mentaliteit maak, tot en met hulle, wat die woorde moet verkondig, hulle sit ook terug. Hulle wil nie meer deel wees van die Here Jesus nie, as gevolg van die mentaliteit wat saam met hulle wandel. Maar ek kom om vanmôre te sê, soos Paulus sê, as ons dan in die Here is, sal hy saam met ons wees. As ons dan saam met hom wandel, sal sy gees saam met hom wees. Daar wat ons by mekaar kom, sal sy gees oor ons uitgestort word. En ek sê vir myself, as ek kyk na ons lewens, waarvan af ons vandaan kom, my pa se paal wat van die plaas afkom, my paal wat van die plaas afkom, dis 'n mentaliteit wat binne hulle was, 'n mentaliteit wat hulle saam met hulle gedra het. Maar die Here wat die Here is, hy kom, en hy's besig om stadig die mentaliteit te verbreek. Hy sê vir my vanoggend, my seun, die generasies wat na julle kom, gaan hierdie mentaliteit te breek. Hierdie baas en slaaf mentaliteit gaan uit julle uitgaan, omdat julle luister en agslaan na hierdie woord wat Paulus geskryf het in Romeine 8. En ek sê vir myself, as hierdie mentaliteit dan nog binne in ons voorvaders was, moet dit binne aan ons verbreek word. En ek sê vir myself 'n week of wat terug, wat ek by die skool was, sê hulle vir my dat ons gaan vlieg na die kant van Johannesburg toe. En ek sê vir myself, Here, as my oupa net hier was, om te kan sien, dat sy klein kinders, hierdie mentaliteit wat Paulus geskryf het aan Romeine, dat hy kan sien sy klein kinders is besig om hierdie mentaliteit te breek. Want ek gaan die eerste ene wees wat op 'n vlug gaan. Ek gaan die eerste ene wees wat hierdie mentaliteit gaan verbreek as ek op daai vlug gaan. Want nie een van die nageslagte het dit al verbreek nie. So hierdie baas en slaaf mentaliteit wat Paulus van skryf, moet gebreek word aan die generasies wat na hulle gekom het. En Paulus gaan verder en hy sê vir hulle in Romeine, hy skryf vir die volk en hy sê vir hulle, wat gaan die gevolge wees van hierdie mentaliteit? Die gevolge hiervan is dat slawe doen goed omdat hulle dit moet doen. Jy doen 'n ding omdat jy 'n ding moet doen. Jy doen nie meer 'n ding omdat pastoor en juffrou sê jy moet dit doen nie. Jy doen nie meer 'n ding omdat leiers sê jy moet dit doen nie. Jy doen nie meer 'n ding omdat mense wat hoor as jy aangestel is, dit sê jy moet doen nie. Jy doen 'n ding omdat jy die slaaf mentaliteit in hom het. Die slaaf is ene wat net doen. Hy moet net doen. Hy het nie 'n wil. Hy lewe onder iemand en hy moet dit net doen. Ons het Christene geraak wat net dinge moet doen. Ons doen nie meer dinge omdat ons dit wil doen nie. Ons doen nie meer dinge omdat ons dit wil doen nie. Ons doen dinge omdat ons dit moet doen. Nou die moed het later aan so geraak dat jy sê vir jouself ook in die mentaliteit, ek moet dit doen. Ek moet dit doen. Nie ek wil dit doen nie. En Paulus skryf en hy sê, slawe moet net dinge doen. Maar kinders van die Here wil dinge doen. Ek wag nie vir pastoor om vir my te sê ek moet 'n ding doen nie. Kinders van die Here wil 'n ding doen. Nie moet 'n ding doen nie. Kinders van die Here, jy het gesê jy's 'n kind van die Here. Jy wil dit doen. Jy moet dit nie doen nie. Kom uit die slaaf mentaliteit uit van dinge moet doen. Kom aan die mentaliteit van 'n kind van die Here, waar jy jouself sê, ek wil dit doen. Ek wil dit doen. Ek wil 'n kind van die Here wees. Ek wil doen dit wat my Vader sê ek moet doen.
Ek wil dit doen, want sy beloftes gaan in my lewe neergeskryf word. Sy begeertes wat hy vir my het, gaan in my lewe neergeskryf word. Nie omdat pastoor sê ek moet dit doen nie. Want dis 'n slaaf mentaliteit wat jy het. En daai mentaliteit gaan by jou bly. Hy sê, kinders van die Here het later aan so geraak, dat hulle 'n klomp goed doen. Hulle doen net goed. En ons moet as die kerk vir ons self sê, waar staan ons vanoggend? Staan ons in die slaafmentaliteit van net dinge moet doen? Of is ons kinders van die Here wat gered is, wat dinge wil doen? Ek wil dit doen, omdat ek sê, ek is 'n kind van die Here. So, kom dit ook as ons kerk toe kom. Ek moet kerk toe kom. So kom dit ook as ek Bybel moet lees. Ek moet Bybel lees. So kom dit ook as ek my kind moet laat doop. As oudie hier voor staan, ek moet my kind laat doop. So kom dit ook as ek moet my offerhande ingee. Ek moet my offerhande ingee. Dis 'n slaafmentaliteit. Want as oudie jou kind hierso doop, doop hy hom in die wil van die Here Christus wat in die hemel is. So dit wil sê, jy wat hier gedoop is, jy is 'n kind van die Here wat sy wil doen. Nie iemand wat dit moet doen nie. Jy moet dit nie doen nie. Die Here sê in sy woord, jy wil dit doen. So gaan dit ook by ons as gemeentes, as ons mense oprig om dinge te doen. Ons doen dit met daai tipe van mentaliteit. Die mentaliteit maak dat jy net 'n klomp goed doen. So gelowiges, ons is nie meer die slawe van moet dit doen nie. Ons is die slawe nou van ons wil dit doen. En die rede hoekom ons die slawe is van wil dit doen, is omdat ons gesê het, ons is kinders van die Here. As jy nie 'n kind van die Here is nie, sê ek jou vanmôre, dan moet jy opstaan, dan moet jy uitkom, laat hulle vir jou kan hande oplê, laat jy jou lewe sal kan omkeer. Want hoekom kom sit jy Sondag na Sondag hierso? Omdat pastoor en my leier gesê het, ek moet hierso wees. Omdat pastoor en my leier gesê het, ek moet by die kerk wees. Die mentaliteit van die slaaf gaan in jou nageslag bly as jy doen wat mense sê jy moet doen. Jy moet tot by 'n punt kom in jou lewe wat jy vir jouself sê, Here, ek is 'n kind van U. Ek wil dit doen. Ek wil dit doen, omdat U vir Paulus dit gegee het, en Paulus dit aan die Romeine geskryf het, dat hulle wil dit doen. En so gaan ons aan. En die lewe van die slaaf raak dan so erg, dat hy nie meer om kan sien na die dinge wat moet gedoen word nie. Die lewe van die slaaf raak later aan so erg, en die tol en die stadium van die slaaf raak later aan so erg, dat hy dit kan nie meer doen nie. En baie van hulle skuif dan later uit. En dis hoekom ons Christene kry, wat wandel in hierdie weë, en dan môre oor môre sien ons hulle het uitgeskuif. Die slaafmentaliteit het met hulle gebly, en dit het hulle uitgedryf. Dit is nie dat die kerk jou weggedryf het nie. Dis nie dat die kerk jou weggestoot het nie. Dis die mentaliteit wat binne in jou is, wat maak dat jy uitskuif. Die mentaliteit wat maak dat jy vir jouself sê, maar ek behoort nie meer hier nie. Wat soek ek nog hierso? Wat doen ek nog hier? Wat maak ek nog hier? En Paulus skryf en hy gaan verder. Hy sê die Heilige Gees as hy 'n slawe gees het. Hy sê die Heilige Gees wat ek na Pinkster, Jesus Christus wat opgegaan het en vir julle die trooster nagelaat het. Die Heilige Gees is nie 'n slawe gees nie. So as jy iets van die Here af wil hê en jy maak staat op die Heilige Gees wat in jou midde is, gaan jy dinge verryk. Jy vra jouself Sondag na Sondag, maar hoekom moet ek hier wees? Hoekom moet ek dit doen? Maar die Heilige Gees is dan binne in ons midde. Die Heilige Gees is dan hier. Hy het dan vanoggend so vaardig neergedaal oor elkeen van ons wat vanmôre hier sit. En Paulus sê vir hulle, hy sê die Heilige Gees is 'n kindskap. Dis wat dit is. Is 'n kindertipe gees.
Die Heilige Gees het vanmôre 'n kindertipe hart. Dit is die tipe gees wat Paulus van praat. En hy maak melding 21 keer oor die tipe gees. Hy sê vir ons, u verhouding met God is nie 'n baas en 'n slaaf verhouding. As u nog by 'n baas en 'n slaaf verhouding is, gaan u die koninkryk mis. As u nog wandel in die baas en slaaf mentaliteit, gaan u die koninkryk mis. Verder aan gaan hy en hy sê, wat is die vlak wat ons as gelowiges moet wees? Paulus skryf die gedagte, hy sê ons vlak moet persoonlik wees. Ons vlak moet intiem wees. En hy gaan sê, en hy skryf verder, hy wat die slawe harte verander en hom skep in kinderharte. Dit is die Heilige Gees wat vir ons nagelaat is, net na Pinkster. Die Heilige Gees, hy wil ons gedagtes verander, sodat ons nie meer oor onsself sal dink as slawe van God nie. Die Heilige Gees wil ons verander, en hy wil hê, ons moet vir onsself sê, en ek weet hoe ek die wil van die Heilige Gees wil laat wandel. Die Heilige Gees wil die volgende reg kry in jou lewe. Die Heilige Gees wil dit verander. Deur om vir jou te sê, dat God moet aangespreek word as jou Vader. En op 'n tyd, toe ek my bevind in die wêreld, sê ek ook vir myself, Here, U moet my wys of ek op die regte plek is. Ek kan nie net elke Sondag na Sondag, funksies na funksies, net keer toe kom nie. Ek kan nie net elke keer nie. Dis 'n tipe slaaf mentaliteit wat Paulus van skryf. Ek kan nie net elke keer kom, omdat ek moet kom nie. En ek vra, toe ek as 'n jong man was, vra ek, Here, wys my of ek op die regte plek is. En een aand toe ek gaan slaap, kry ek 'n droom. En in hierdie droomgesig sien ek die volgende. Ek sien ons is by 'n groot stadium. Maar hierdie groot stadium is nie enige tipe stadium nie. En ek vra vir myself, Here, wat wil U bewys in hierdie droomgesig? Want ek het vir U gevra, ek wil baie graag wandel saam met U. Ek wil deurdring saam met U. U moet vir my bewys, is ek op die regte plek? Volg ek die Here wat hulle van geskryf het in die evangelieboeke? Volg ek regtig daai Here? En ek sien in die droom, ons is daar by 'n stadium. Maar hierdie stadium is die enige stadium nie. Dis 'n oudtydse Romeinse stadium. Die stadium het een gedeelte waar mense kan insit en 'n ander gedeelte wat half oop is. En ek vra vir myself, Here, U moet vir my wys, ons is by die regte plek. Ons kan nie Sondag na Sondag net kom en weer gaan en kom en weer gaan nie. U moet vir my wys, ons is op die regte plek. En terwyl ons in hierdie stadium is, sien ek ons as gelowiges. En ek sê, Here, wat wil U wys? En terwyl ons as gelowiges daar so staan ons in rye agter mekaar. En hoe weet ek as gelowiges, want ek kan die mense se gesigte kan ek erken en ek kan die gesigte sien. Dis mense wat ek elke dag sien. En ek vra, Here, wys vir my dat U wat in U woord skryf regtig vir ons op die regte plek het. En terwyl ons staan in daai lyn as gelowiges, as daar 'n groot man wat daar sou staan in die middel van hierdie stadion. En hierdie groot man is so massief dat enige iemand wat hulle vorentoe stoot na hom toe, gryp hy aan en hy sit jou neer en daar's 'n blok met 'n groot pyl wat by hom staan. En ek sê, Here, U skryf hierdie gedeelte en Paulus leer ons, as ons van U af is, gaan ons vervolg word. Omdat ons U woord aangeneem het, gaan ons vervolg word. En ek kyk na hierdie droom, en hulle stoot iemand vorentoe en die mense agter wat staan in die lyn, hulle begin huil want hulle sien wat hier gaan gebeur. En jy gaan sit daar so voor en jou kop word daar neergesit en jou kop word afgekap. En ek sê, Here, dis die vervolging wat Paulus van praat.
As u dan sê, is ons op die regte plek, het u hierdie droomgesig aan my geopenbaar. En terwyl hulle jou kop klaar daar afgekap het, lig hulle jou op, en dan benoem hulle dit wat jy in hierdie koninkryk in was. Jou naam word by daai kop gesit, dit wat jy in hierdie koninkryk was. En Paulus sê, julle gaan vervolg word. Die rede hoekom julle vervolg gaan word, is omdat julle hierdie naam aangeneem het. Julle het die naam aangeneem, nie omdat julle slawe is nie, maar die slaafmentaliteit is al uit julle uit. En julle het gesê, julle wil die wil van hom doen. En omdat julle die wil doen, nou is julle kinders van hom. En dis die manier hoe die vervolgeling op julle lewe gaan wees. En die uitnodiging van môre is, op hierdie plek, as ons almal kan staan, die uitnodiging van môre is op hierdie plek, vir hierdie gemeente, van 'n huis van 'n deurbraak. Uitnodiging van môre is aan u julle. Hoe beleef ons tans ons hemelse Vader? Hoe beleef ons tans ons lewe as kinders van u? Hoe beleef ons tans dit wat ons doen te midde van u? Hoe beleef ons dit? Die Here wil ons help vanmôre, dierbares. Vanmôre het die Heilige Gees so wonderlik uitgestort op hierdie plek. Die Here wil vanmôre mense help. Mense wat in slawerny vasgevang is. Die Here wil hulle vanmôre help. Jou slawe hart gaan maak dat jy 'n afstand ontwikkel vir die Here. Jy gaan roep, Here, Here. Maar die skrif sê, hulle wat nie doen wat ek sê nie. Jy gaan roep na die Here, maar jou slawe hart gaan maak dat daar 'n afstand tussen jou en die Here is. Hy verlang van ons vanoggend, dierbares, dat ons hom as ons pa moet aanneem. Hy verlang van ons dat ons vir hom alles moet gee. Die mentaliteit van die slaaf moet uit jou lewe uitkom. Die slaafmentaliteit wil die Vader nie meer in jou lewe sien nie. Jou Vader is vanoggend hier om jou vas te hou. Vader is vanmôre hier om jou te beskerm. Jou Vader is vanmôre hier om vir jou om te gee. Wie gaan die eerste ene wees? Want ek gaan die eerste ene wees wat uit die slaafmentaliteit uitstap. Toe ek hy boodskap kry dat ek op pad is om te vlieg na Johannesburg toe, sê ek myself, Here, die slawerny is gebreek oor my lewe. Wie gaan die eerste ene wees? Want ek gaan die eerste ene wees. Die woord is uit. Pastoor, net 'n gebed doen oor my asseblief. Thank you, Jesus. We honor you. Gesluit wil wees, Lord, mighty God. Dankie, waarby ons Here. net 'n gebed gaan Thank doen, you, Jesus, mighty dan God. stap ons uit, Dankie, Here, ons eer U. uit die Ons slawerny verheerlik U uit. soete naam. Halleluja. Die skrif sê, en almal wat hulle deur die Gees laat lei, is kinders van God. Die skrif sê, en die Gees bevestig dit met die Gees wat binne ons is, dat ons kinders van God is. Here, dankie dat ons vanoggend net soos Christus gelei het, saam met hom kan lei, maar ook saam met hom die rykdom kan deel wat deur Christus verkry is. Dankie, Here. Ek bid nou, Vader, hier staan vanoggend priesters wat kinders in hierdie lewe verwek het, en vroue wat geboorte gegee het aan pragtige kinders. Hier staan kinders vanoggend wat uit 'n ouer gebore is
en wat vanoggend geen deel het aan baie dinge wat in die lewe verkeerd geloop het nie. Here, maar ons hoor vanmôre hier die waarheid. Wanneer Paulus sê, as ons hom aanneem, word ons sy kinders, Here. Maar vanoggend, Here, verklaar ons, en ons neem goddelik ons posisie in. I am no longer a slave. I am no longer a slave. Every slave mentality. Die Here rebuke jou. Die Here bestraf jou. Ek stap deur middel van die leiding van die Heilige Gees, wat so vaardig is oor ons spesifiek vanoggend. Here, en daar het mense die Gees van God gevoel. Hulle het dit aangevoel. Die salwing was geweldig vanmôre. Ons erken die Heilige Gees. Ons erken die Parakletus. Ons erken, Here, dat ons gelei word deur die Heilige Gees. Daardeur verkry ons 'n reg, die reg, 'n kind te wees. Here, ons stap vanoggend uit slawerny uit. Slawerny oor ons finansies, slawerny oor ons denkwyse, slawerny oor ons doen en late, slawerny oor wat ons toelaat in ons lewe, die slawerny gesindheid, halleluja, oor hoe ons aangekom het. Dit het ons kinders geraak, die slawerny van vrees. Ons is bang, glory to God, om iets niets te try. Ons is bang, prys die naam van die Here, halleluja, om God te vertrou. Maar vanoggend, my God, Here, ons dankie, ons bestraf hierdie gees. Die Here bestraf hierdie gees. Gee ons totaal en al vryheid. 'n vrye gees om goddelike besluite te maak. 'n vrye gees om die wil van God aan te neem. 'n vrye gees om te wil reg doen, om te wil reg handel, om te wil reg wandel. Vrye gees, Here, om net soos Christus gelei het, ook so saam met hom te lei. Want as ons dit doen, sê die skrif, sal ons deel aan sy heerlikheid en aan sy rykdom. Here, ek vermaak nou los die rykdom van Christus. Ek maak los die rykdom van Christus. Ek maak los die rykdom van Christus. Oor alle vrygekooptes wat vanoggend sê, ek wil, Here. Elke blokkasie op ons finansies, elke blokkasie op ons kinders se vooruitgang, elke blokkasie op ons vooruitgang, elke blokkasie, glory to God, halleluja, op ons huise, op ons huwelike, op ons kinders, op ons families, die Here bestraf dit. Dit sal goed gaan met ons, wat sê ek wil, Here. Dit wat ons nie nou van bewus is nie, wat die Heilige Gees nou aan elke een van ons oortuig,
verbreek dit, Here, wat nie nou meer hoort in ons lewe nie. Selfs die kleinste sonde, die kleinste selfsug, die kleinste gevoelens, die kleinste denke, Here, wat nie nou voorheen by ons opgekom het nie. Vernietig dit, sodat ons na vandag die volle deel kan hê as kinders van God. Ons het genoeg gelei, Here. Ons het genoeg droogte ervaar. Ons het genoeg was ons verneder. Genoeg was ons bang gemaak. Genoeg was vir ons gesê, jy sal dit nie maak nie. Jy sal dit nooit reg kry nie. Maar vanmôre sal ons dit reg kry deur die hulp van die Here. Genoeg was vir ons gesê, nee man, ek dink dit is vir jou nie. Genoeg was ons uitgeoorlê deur mense wat ons gedink het die reg het om in ons lewens te spreek. Valslik vir ons in 'n rigting ingestuur het om nie ons potensiaal te verwesenlik nie. Verby is die dae wanneer iemand vir jou sê, nee man, moenie vir hom of haar vergewe nie. As ons dit nie doen nie, is ons nog steeds verbonde aan die slaafse mentaliteit. Vergifnis vat 'n mens na hoër en magtige plekke. Dankie Here vanoggend dat ons deur vergifnis 'n plek by U kan kry. 'n Deelname in U rykdom, 'n deelname in die heerlikheid wat vir ons beskore is. Nie ek moet dit doen nie. Ek wil vergewe. Ek wil vergeet. Ek wil aangaan. Ek wil my hele lewe aan Christus oorlewe. Vader, ek steek hande uit vanoggend. Ons is nie meer slawe nie. Ons is uit en duur gekoop deur die kosbare bloed van die lam. Ons is vry mense. Ons is gelukkige mense. Ons is voorspoedige mense. Wow, God, halleluja. Ons is nie arrogant nie. Ons is gelukkig. Ons het vrede. Ons het 'n blydskap. Halleluja. Dit behou ons. Want al sou die ongeluk ons ook tref, weet ons dit bly nie vir altyd so nie. Maar daar is 'n verwagting van groot blydskap wat op elke een van ons wag. Wat wag op die roepstem van Christus en die begeleiding van die Heilige Gees wat ons sal vat uit ons moedeloosheid na groot krag en groot eerlikheid. Vandag maak ons toe die deure van slaaf wees, die deure van baas en slaaf verhouding. Ons leer ons kinders dat jy al vry kind is. En ons lewe so, doelbewus, dat ons vry is en vrygekoop deur die bloed van die lam. Kom ons gee die Here prys vanoggend. Die God, 'n magtige prys.